Vader, ek dank U net dat U vir my help om die woord te bedien vandag op 'n manier wat ons dit sal verstaan en dat ons, elkeen van ons dit saam met ons sal kan neem. Ek dank U net, Here, dat vir die Heilige Gees, en as daar een ding is wat ons bid in hierdie dae is, open the eyes of our heart, Lord. We want to see You. Ons begeerte is om U te sien, Jesus, te sien wat U doen, oor enigiets anders. Dis ons hartsbegeerte. En dankie dat U ons help daarin. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil graag, dit is net 'n minuut, wat ek vir julle 'n klip wil wys, wat van verlede jaar toe Andries van Heden hier was, wat hy vir ons gesê het. En luister maar net, en dan wil ek iets daaroor sê. Hy stuur jou en my, en hy het 'n oproep in hierdie provinsie. Jy weet, deel van die profetiese woord is dat uit Lichtenburg 'n rivier van lig gaan vloei, wat hierdie omgewing en hierdie provinsie aan die brand gaan steek. Dat God 'n rivier begin, en hy begin in die midde van gelowiges. Waar is dan die huis waar die Here se rivier van vloei? Gaan lees in Esegiel, dit vloei van die tempel van God, vloei 'n rivier in die strate waar die nasie verander. En hy word dieper hoe verder hy gaan, want daar waar jy gaan en ek gaan is die lig van die Here nodig. Hier is die mense gesond, daar is die wêreld stikkend. En dat hulle die hoop en die lig van die nasie nodig. En God roep 'n amen en hy sê vir jou en my, hier in Christen Lewe Gemeente, arise and shine. Kom aan, is nou tyd vir julle om te rapporteer as verdienswerk in die koninkryk. Ons is nie net hospitaal nie, ons is ook 'n weermag. Wat hy gesê het van Lichtenburg, ek probeer nog die profetiese woord van hom afkry. Hy sukkel so 'n bietjie, want hy kan nie, hy het 'n paswoord nodig wat Google vir hom moet stuur, en dan sal hy vir my die hele woord stuur, maar as gevolg van sy foon wat gebreek het en what have you, het ek het nog nie van hom gekry nie, maar sodra ek het kry, sal ek het vir julle sê. Maar dit gaan vir my, en dit is vir my een van die dinge wat ek net wil noem. Wanneer daar 'n profetiese woord is, daar's in Amos staan dit, in Amos 3 vers 7, hy sê, dat die Here niks doen, behalwe dat hy dit deur sy, voordat, okay, laat ek het liefste lees. Amos 3 vers 7 sê, want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete geopenbaar het nie. Met ander woorde, dit is wat die profetiese bediening onder andere doen, is om van die Here te hoor, wat die Here doen en wil doen en gaan doen. En een van die dinge wat duidelik gekom het, wat toe Andries verlede jaar hier was, het hy vir ons gesê, die Here gaan iets spesifieks, en hulle is baie spesifiek die naam van Lichtenburg genoem. En ek gaan nou nie die hele ding in nie, maar dit is mense wat werklik, hoe kan ek het stel, dis erkende profete, wat dit gespreek het. En daarom is dit vir ons belangrik om ag te slaan op dit wat die Here sê. Dit is, wanneer daar 'n profetiese woord is, gebeur dit nie outomaties nie. Ons het nodig om dit te vat, te glo en dit te verklaar. En dit wat ons moet doen om daarby in te val, moet ons doen. En dis in die agtergrond daarvan wat ek net wil sê, Ruwyn het nou gepraat oor Dion Hokkie wat kom, is vandag oor 3 weke. Die 3 Mei, hy is die Sondag hier, en dan is die res van die week tot die Vrydag aand toe. As daar een ding is van Dion wat ek verstaan, is dat Dion hulle vloei in die gees. Met ander woorde, hulle beleef dinge in die gees wat ons nodig het. En wat ons nodig het om, ek wil amper sê, in te beweeg. En daarom is dit vir my belangrik, wanneer hy kom, dat ons gereed sal wees. Want dit wat die rede waarom ek die klip gespeel het, is omdat ons in 'n proses is, die Here is besig om ons gereed te kry vir dit wat hy wil doen in ons dorp en nog verder aan. Ek het nie nou tyd om in te gaan op die profetiese woorde
wat in die afgelope jare gekom het nie. Maar het is belangrik vir ons te weet dat die Vader het vir ons gesê, daar is dinge wat hy in ons midde wil doen. En het is vir ons belangrik om te hoor en ag te slaan daarop. En daarom glo ek, die feit dat Dion kom, is deel van dit. Julle sien, ek het al daaroor gepraat in die verlede, dat die woord praat in Efesiërs hoofstuk 4, praat hy van die vyfvoudige bediening. Apostels, profete, herders, leraars en evangeliste. Nou, as 'n mens dit lees, en jy lees nie vers 12 nie, dan lyk dit asof dit is nou 'n uitgesoekte klomp mense wat die Here daar stel, wat hy gee as 'n gawe, maar eintlik is hulle verantwoordelikheid, en ek gaan vir julle dit net lees. Efesiërs 4 vers 11 sê hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. So, die feit dat Dion kom, beteken dat hy kom as 'n evangelis, maar hy kom om ons toe te rus, om ons te help, om dit wat in hulle lewens gebeur. En ek is op die Facebook en ek sien oral waar hulle beweeg en hoe die Here mense se lewens impakteer en verander en mense genees en mense weergebore word. Dis wat hy kom doen. Maar in die proses is dit amper soos iets wat die Here wil vrystel in ons midde, sodat ons in daardie stroom beweeg en kan doen wat ons veronderstel is om te doen. So, daarom, ons het so 'n lysie net saamgestel, maar ons gaan dit op die broadcast, gaan ons dit, hoe sê mens? Ons gaan dit op die broadcast sit, sodat almal van ons kan sien, en dis vir ons belangrik. Jy sal nou net sien, daar's verskillende onderwerpe vir die verskillende dinge, dat ons in hierdie volgende 3 weke op 'n daaglikse basis, persoonlik, maar ook as gesinne en waar ons by mekaar kom om te bid, dat ons hierdie dinge voor die Here sal hou. Ons vertrou die Here vir wonderwerke. Ons vertrou die Here, en die eerste belangrikste wonderwerk is dat mense weergebore sal word. En daarom wil ek vir julle vra om so lank te bid, en te dink aan mense wat ons kan nooi. Dink aan mense wat jy kan nooi om daai aande by te woon, die Sondag en die res van die week. Want dis waarvoor hy kom. En dat in die proses, dat daar mense is wat weergebore word, maar ook, dat daar tekens en wonders, genesing sal plaasvind. Dis waarvoor ons die Here vertrou. So daardie dinge wat daar genoem word, is belangrik vir ons om te begin bid. Dit wat ons wil sien gebeur, dis wat ons voor moet bid. Dis hoe dit werk. So ek wil julle aanmoedig wat dit aanbetref. En wanneer hy nou kom, soos ek sê, die 3de tot die 8ste, die Vrydag aand, wil ek vir julle sê, kom ons kry ons harte gereed om van die Here te kan ontvang. OK. En almal sê, Amen. Goed. Ek wil vanoggend met julle deel ek het nou gewonder, wat kan ek dit noem? Maar ek het vroeër die week, toe lees ek Matteus 14. En ek het in my hart gevoel, ek wil met julle vandag praat uit Matteus 14 uit. En die tema is 'n dag in die lewe van Jesus. Klink nou baie snaaks. Maar ek dink dit was 'n wonderlike ervaring om deel te wees van die 12 disippels wat saam met Jesus beweeg het. Ek wil so ver gaan om te sê, ek glo dit was never a dull moment. Dit was, dinge het gebeur. Jy weet, op 'n stadium, ek dink nou net so vinnig aan op 'n stadium, daar was 'n stadium wat hy tussen, die mense het om omring, hy was heeltyd, was hulle tussen mense en mense naby hulle, en op 'n stadium sê Jesus,
Iemand het aan my geraak. Iemand het aan my geraak. En die disippels kyk vir hom en sê, Here, die mense raak die hele tyd aan jou. Hy sê, nee, iemand het my geraak, want daar het krag uit my uitgegaan. En toe is dit die storie van die vrou met die bloedvloeiing. Maar sy het, ek hou van die Engelse woord, purposefully, het sy aan Jesus geraak. Want sy het gesê, as ek net aan sy kleed raak, sal ek genees raak. En dit was so. En dis die soort van dinge wat hulle beleef het. En dis die soort van dinge wat hulle later gegaan het en gedoen het. Daar's iets wat ek wil vandag sê. En dit is wat vir my belangrik is. Dat ons dit moet verstaan. As 'n mens gaan kyk in Hebreërs 13. Hebreërs 13 vers 8 sê die woord die volgende. Hy sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Ons het die kerk, of 'n deel van die kerk, of wat jy dit kan noem, het op 'n stadium gesê, die dinge wat Jesus gedoen het, en die tye van Jesus gebeur het, gebeur nie meer nie. En hulle het tot die gevolgtrekking gekom, en 'n skrif in die Bybel gekry, onder andere dat daai dinge is die volmaaktheid gekom, en dan sal dit nie meer plaasvind nie. So met ander woorde, die gawes en genesing en daai dinge was vir daai tyd om die kerk te vestig. Ek wil vandag vir julle sê, as daar ooit 'n tyd was wat die kerk nodig het om die bonatuurlike krag van die Heilige Gees te ervaar, is dit nou. En dis waarom ons moet verstaan, Jesus het nog nie verander nie. Mense verander, maar daai liedjie wat ons sing, mense verander, maar Jesus nooit. Jesus verander nie. Dieselfde Heilige Gees, dieselfde dinge wat die Heilige Gees daai tyd gedoen het, doen hy nog steeds. En dis vir my en vir jou belangrik. Julle sien, dit is een van die grootste uitdagings wat vir my wat daar is. Ons ken daardie skrifgedeelte baie goed en ons haal dit baie aan. Maar daar sê, as twee van julle saamstem oor enige saak, sal dit julle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Dit beteken as twee mense saamstem in gebed, sal dit gebeur. Maar die volgende versie sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is in hulle midde. Daar is ek in hulle midde. Nou wil ek vandag vir u sê, dink daaraan vir jouself. Jesus sê, waar 2 of 3 in my naam vergader. Oor wie het ons nou nog gesing? Oor Jesus. Wie se naam het ons verhoog? Sy naam. Ons het verklaar dat ons by mekaar is in die naam van Jesus. So Jesus is hier. Jesus is hier. Hy is in ons midde. Maar julle sien, die ding is wat baie keer gebeur is, ons raak so besig met ons ding, wat ons doen, en ons programme, en ons moet die diens doen, en al die goeders, dat 'n mens kan vergeet, dat Jesus hier is. En as die woord van die Here sê, dat Jesus verander nie, hy is gister en vandag, en tot in ewigheid dieselfde, dan wil ek so ver gaan om te sê, Jesus begeer om dieselfde dinge, wat hy destyds op aarde, toe hy hier was, gedoen het, om dit in ons midde te doen. Amen. So dan is dit vir my en vir jou belangrik, om te begin let op, en te luister, en ag te slaan, en te sê, Jesus, wat doen jy? Wat is op die hart vandag? Broers en susters, ons is nie net hier om 'n meeting te hê nie. En dan as ons in die worship is, 'n bietjie goosebumps te kry en sê, wow, dit was glorious. Daar's dinge wat die Here oor ons as 'n gemeente uitgespreek het. Die Here het vir ons gesê, en dit meer as een keer bevestig, dat hierdie is 'n plek van genesing. Met ander woorde, hy maak homself bekend wat hy wil doen in ons midde. Hy wil mense aanraak. Daar's 'n woord
wat Barbara Klassen seker 13, 14 jaar gelede oor ons uitgespreek het. Sy het gesê, soos wat mense, ons in daai stadium was ons nog net in die voorportaal, wat sy gesê het, die Here sal, mense sal hier inkom en hulle sal deurbrake ervaar op elke gebied van hulle lewens. Nou wanneer dit geprofeteer word, dan sê ek, Here, dis wat u met ander woorde, dis wat op u hart is wat u wil doen. So dis wat ons begin verklaar het. Ons het begin verklaar en ons verklaar het aan mekaar. En ons het nodig om ag te slaan daarop en ek uit die gedeelte wat ek met julle gaan deel, gaan julle dit sien in Jesus se lewe. Dat hierdie 'n plek van genesing is. Dat hierdie 'n plek is waar die Here en hoor maar net my hart. Ons is nie iets spesiaals nie. Dis nie wat ek sê nie. Dis wat die Here in elke kerk, in elke gemeente, in elke byeenkoms wil doen. Hy's nie 'n aannemer van persoon nie. Maar waar hy toegelaat word en waar ons hom die geleentheid gee en ons harte oopmaak vir hom, gaan hy dinge doen wat ons op die einde van die dag sal verbaas staan oor. En dis wat al gebeur het met mense wat hier ingekom het. Nie omdat ek sê weer eens, dit gaan nie oor my en jou nie, dit gaan nie oor ons wat spesiaal is nie. Die Vader bewaar ons daarteen. Die Here weet wat my hart is. Dis waarom ons bid vir die kerk van Jesus Christus in Lichtenburg. Ons is deel van die kerk. Ons doen ander dinge op 'n ander manier as wat baie mense dit doen. Maar ons is deel van die kerk, die liggaam van Christus in hierdie dorp. En die antwoord vir hierdie dorp is in sy kerk, die kerk van Jesus Christus, waarvan ek en jy deel is. Daarom is dit vir my en vir jou belangrik om uit te vind, wat is die Here besig om te doen en saam met hom te doen. En eintlik wat hy gesê het, as jy na daai woord van Andries gaan luister, hy het gesê, daar's 'n stroom van lig wat uit hierdie dorp het gaan vloei. En wat die provinsie gaan beïnvloed. Nou mense kan sê, ons sal sien. Ek sê, as dit is wat in die hart van die Vader is, dan moet ons in lyn kom en saam gaan staan en sê, Here, doen dit wat U gesê het. Doen dit. Jare gelede was hier 'n man met die naam van Marius Pretorius. En die Here het vir hom 'n beeld gewys. En hy het gesê, hy het die kroon van Jesus gesien, en die heerlikheid van die Here skyn deur daardie kroon op hierdie dorp. Dit was al meer as 20 jaar terug. So dit is wat die Here in gedagte het. Maar ons het nodig om te verstaan, en ons het nodig om ons harte oop te maak, en te sê, ek wil net nog iets sê, daar's iemand wat geprofeteer het oor die gemeente, en gesê, I prophesy revival. En ek gaan nou nie daarop ingaan nie, maar al wat ek sê, sy het gesê, it will be a radical encounter with the Lord Jesus Christ. Ja, dis my begeerte. Dis my begeerte is dat mense Jesus sal ontmoet, dat mense 'n persoonlike encounter sal hê met Jesus Christus. Ek kan jou nou verseker, those people will never be the same again. Vra maar vir Paulus. Hy het dit op 'n harde manier geleer. Toe Jesus vir hom, toe hy van die perd af geslaan is, en hy op die grond lê, toe sê Jesus vir hom, Paulus, waarom vervolg jy my? He had an encounter with the Lord Jesus Christ. Die Here is nog steeds dieselfde. Dis wat hy wil doen, nie noodwendig op dieselfde manier nie, maar op ander maniere wil die Here mense aanraak, mense se lewens verander. Dis waarvoor ons hier is, broers en susters. Dis waarvoor ons hier is. Dis waarvoor ons bestaan. En as ons nie dit is en dit word nie, dan mis ons dit. En daarom is dit vir my belangrik om in hierdie tyd te verstaan, want eintlik, as jy net daai stukkie, 'n mens kan eintlik teruggaan na daai woord van Andries, dit sal op YouTube wees.
En gaan luister wat sê hy. Hy sê, staan op, die Here wil 'n ding doen. En dis waarom ons nodig het om meer en meer toegerus te word. Nou as ons gaan na hierdie gedeelte wat ek vandag gesê het van Matteus 14, begin dit by die onthoofding van Johannes die Doper. En ek wil nou al voor die tyd vir julle sê, ek gaan nie ver kom nie, want daar's te veel wat ek nog wil sê, en maar ek wil solank vir julle bewus maak van sekere dinge. En dit gaan oor die onthoofding van Johannes die Doper. Nou Johannes die Doper, Johannes die Doper se ma is Elisabeth. En Maria, Jesus se ma, was niggies. So, as ek daarna kyk volgens my, en ek het so 'n bietjie gaan oplees en kyk of ek korrek is, maar dit blyk so te wees, dan beteken dit dat Jesus en Johannes die Doper was klein neefs. Okay? En as ek dink aan Johannes die Doper, as jy wil verstaan, so ietsie verstaan van Johannes die Doper se bediening in Jesus se lewe, gaan lees 'n bietjie Johannes 1, 2 en 3. Ek dink is in 3, ja. Johannes 1, 2 en 3, gaan lees dit. Bestaar met Johannes die Doper, hy het Jesus gedoop, en toe Jesus uit die water uit opstaan, toe kom die Heilige Gees op Jesus. En dis vir Johannes gesê, hy het gesê, op wie die Gees sien neerkom, dis hy. So Johannes het 'n openbaring gehad, Jesus het gesê in Matteus hoofstuk 12, is dit 11? Ek dink is Matteus 11, vers 12, wat hy sê, van al die profete was Johannes die Doper die grootste. Want hy het gesê op 'n stadium, het hy vir die mense gesê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. So Johannes die Doper, hy het dinge ervaar en dinge geprofeteer en gespreek oor Jesus, wat ander mense nie geweet het nie. Op 'n stadium het hy gesê, hy moet meer word en ek minder. Nou wat ek daardeur wil sê is dat julle kan dit self gaan lees, die verhaal van Johannes die Doper, hoe hy onthoof is. En dit was omdat Herodes se skoonsister. Herodes en sy skoonsister het getrou. Met ander woorde, sy het haar man gelos en toe sy met Herodes getroud. En Johannes die Doper, as jy nou gaan lees wie hy was, hy het nie sy mond gehou nie. En hy het vir haar gesê, hy het vir Herodes gesê, en ek aanvaar, sy het dit gehoor, hy sê, dis onaanvaarbaar, dis nie reg nie. En sy het 'n ding gehad met Johannes die Doper. So, gaan lees maar die verhaal, ek wil nou nie die hele verhaal ingaan nie, maar dit het veroorsaak dat hy onthoof is. En toe Jesus dit hoor, jy weet, dis dieselfde as wat ek en jy hoor, familielid is oorlede. En toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan in 'n skei vertrek na 'n verlate plek, alleen. Hy wou op sy eie kom. Want dit was vir hom, Johannes die Doper, was naby aan sy hart gewees. Ek glo dit met my hele hart. En hy was uit een kant toe gegaan, net om 'n bietjie, ek wil amper sê, vertroosting te ervaar. Maar hier is die interessantheid, dis hoekom ek dit genoem het, 'n dag in die lewe van Jesus.
Luister wat sê die woord. Matteus 14 vers 13. Toe Jesus dit hoor, het hy daar vandaan in 'n skei vertrek na 'n verlate plek alleen. En die skare het dit gehoor en hom van die stede af te voet gevolg. Nou, hy was met ander woorde op die see van Galilea en toe het hulle agtergekom, maar hy gaan na 'n sekere plek toe of hulle het uit die stede gekom, sê die woord. En hulle het hom eintlik nie ruskans gegee nie. En hierdie is een van die dinge wat my tref. Jesus was eintlik, as jy dit wil so sê, omdat hy as mens op aarde gelewe het, was emosioneel. Maar hoor net hierso, wat sê die woord in vers 14. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien. Nou, ek weet nie waar hy uitgaan, ek neem aan, hy het na die skei ergens heen gegaan en toe het hy uitgegaan. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel. Ek hou van die Engels. Die Engels sê, he had compassion on them. So sy hart het uitgegaan na hierdie mense toe. En die woord sê, en innig jammer vir hulle gevoel, en hy het hulle siekes gesond gemaak. Is daar een ding is wat ek met my hele hart glo? Eintlik maak dit nie saak of ek dit glo of nie. As jy na die woord toe gaan, is dit so. Een van die dinge wat Jesus die meeste van sy tyd, of stel dit so, een van sy hoofaktiwiteite, was om vir mense te bid wat siek is. Om vir siekes te bid. Omdat Jesus, hy had compassion on him. Dink vir jouself, hier is Jesus en hy sien hier kom die skare aan. En hy sien hierdie mense wat krippel is. En party ouens kan nie behoorlik loop nie, want die woord sê die mense het gekom en hulle die siekes gebring. They brought the sick to be healed. Nou dink net vir jouself. Toe hy dit sien, toe kom die compassion in sy hart uit. En op die einde van die dag, die woord sê, toe begin hy vir die mense te bedien. En hy verbid vir hulle vir genesing. Hy het hulle bedien. En toe hy nou die skare redelik, ek wil sê klaar is, toe is dit al laat in die dag. Toe sê Jesus, hierdie mense het nog nie geëet nie. Toe sê hy vir hulle, maar eintlik het die disippels na hom toe gekom gesê, hoorie so, hierdie mense moet nou, hulle moet gaan nog tyd kry om kos te koop. Sê Jesus, nee, gee julle vir hulle iets. Toe sê hulle, Here, al wat ons hier het is 5 brode en 2 visies. To be continued. Ek wil nie nou ingaan daar nie, want daar is iets wat ek ervaar wat die Here vir ons wil doen. En ek sal uitbrei daarop, maar ek kan net vir julle 'n klou gee. Hy het gesê, gee vir my die 5 brode en die 2 visies. Ek hou van die passion, hy sê, let me have them. En die woord sê, and Jesus blessed the 5 loaves and 2 fish. Jesus blessed. Julle, wat beteken dit? Die woord bless. To cause to prosper. Met ander woorde,
Wanneer ek en jy min het, en Jesus het dit in sy hande, and he blesses it. He causes it to prosper. So ek wil julle uitnooi volgende week. Johnny, jy sal maar weer volgende week moet kom. Ek wil ons gaan vir mense bid. En ek voel nie nou die tyd is nou reg nie. Maar volgende week berei jou voor. Om dit te bring wat jy het. Because God wants to make it prosper. Dis wat Jesus doen. Maar eintlik hoef jy nie vir my te wag nie. Jy kan na die Here toe gaan deur die week. En dit vir hom bring en sê, Here, hier's dit. Dis wat ek het. Weet hoeveel mense was daar? Hulle daai tyd nie die vrouens getel nie. En die kinders nie. Daar's 5000 manne. En ek dink daar's baie meer vrouens gewees, want vrouens is baie geestelik, meer vatbaar. Partykeer, nie altyd nie. En dan is daar nog kinders ook by. Ek wil net vandag vir jou sê, as jy daaraan gaan dink, 5 brode, 2 visies. Eintlik het ons dit 2 visies gemaak. 2 visse. So was dan 'n bietjie groter as 'n klein visie. Bietjie groter. Roewyn, waar is Roewyn? Hoe groot? Die enormiteit van daai wonderwerk is vir jou en vir my, as jy dit met jou verstand begin uitwerk. Sê nou maar, daar was saam met die kinders 11,000 mense. En jy het 5 brode. Die ouens het gesê, ja, maar hulle het groot brode. Groot brode gehad daai tyd. Dan ek lag net. 5, dis nog steeds, al het jy 10 kilogram brode. Wat is dit vir 10,000 mense? But when you put it into Jesus' hands, and he blesses it, it multiplies. Weet jy hoeveel het hulle mee geëindig? 12 mandjies. Wat sou die outomatiese ding gewees het? Die seentjie wat die brode gehad het, 2 visse in die brode gehad het, vir hom te gee, daar sê. Die kom hy by die huis aan met 12 mandjies. Nee, maar jy moes daar gewees het. Ons bid saam. Vader, ek dank U dat U is die een. Soos wat Julius vroeër gebid het. U is die God van oorvloed. Net vir ons gesê, die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. En ek dank U, Vader, dat ons U kan vertrou, soos wat ons voorberei om te ontvang. Nie net hierdie week nie, maar ook wanneer Dion hulle kom. Dat ons onsself kan voorberei om te ontvang, sodat ons kan gee. En gee, en gee. Dis my gebed in die naam van Jesus. Terwyl ons in gebed is,
Miskien is hier iemand vandag, jy het nie die sekerheid, dat as jy vandag te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan nie. Ek het nou nog gepraat van Rachel en van Elvin. Dis die pad wat hulle geloop het om Jesus aan te neem. Miskien is jy nie vandag seker, dat as jy te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan nie. Miskien staan Jesus vandag voor jou, en jy het nodig om jou lewe vir hom te gee, want dis waarop het neerkom. So as jy vandag daardie persoon is, gaan ek nou 'n gebed bid. En hierdie gebed is om jou te help om daai stap te neem. Om Jesus aan te neem, om jou lewe in sy hande te gee. So ek gaan jou uitnooi om agter my aan te bid. Hier is die gebed. Dit is gebaseer op die Bybel, Romeine 10 vers 19. So hier is die gebed. Bid saam met my en sê, Hemelse Vader, ek staan vandag voor U. En ek wil vandag my lewe vir U gee. Ek glo dat Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die dood het opgewek het. En dat Jesus lewe. Vandag bely ek dat ek Jesus aanneem en ek bely nou dat Jesus my Here is. Dankie Jesus vir wat U nou vir my doen en gedoen het. As daar iemand is wat hierdie gebed vandag vir die eerste keer gebid het, wil ek vir jou vra om net jou hand op te steek. As daar iemand is wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, wil jy asseblief net vir my jou hand opsteek volgende. Is daar enige iemand anderster? OK. Julle kan maar vir my kyk. Daarachter is Julius. Nou, dis die man wat daar staan. Jy moet net jou hand opsteek. Tolly is nie hier nie, hoor. So ek wil vir jou vra, Julius gaan nou hier voorkom staan, dat julle net na hom toe sal kom. En met julle, hy wil net so 'n paar oomblikke met julle gesels. Diegene wat hulle hande opgesteek het, en selfs daar iemand is wat nie sy of haar hand opgesteek het nie. Dat julle net sal vorentoe kom. Hy wil net met julle gesels. Niks met hierdie kerk uit te waai nie, so jy verbind jou nie self aan enigiets nie, jy verbind jou aan die Here. Dis al wat ons begeer. So, Julius sal hier voor wees, julle kan net na hom toe kom. OK. So ek wil julle net seën, en ek wil weer eens sê, ons is hier voor, hier is altyd mense hier voor. As jy volgende behoefte het, vir gebed, of wat ook al, vir genesing, dan gaan ek jou uitnooi om vorentoe te kom, na die tyd. So ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou, en die Here behoed jou. Dan word hy beskerm jou. Die Here se aangesig skyn oor jou. En sy genade is op jou. Die Here verhef sy aangesig oor jou. En hy gee vir jou vrede. Gaan in daardie vrede van die Here vandag. In die naam van Jesus. Amen.